Goeiemôre, my naam is Daniel de Kok. Ek is geoktroeëerde welvaartsbestuurder, vernoot by PSG Wealth Bethlehem in Frankfurt en 'n voormalige dosent by King's College London. Daar is tans baie nuus en stemboodskappe oor Trump se nuwe tariewe en ons wou hierdie video maak om duidelikheid en gerusstelling aan ons kliënte te bring. Op 2 April 2025 het Amerikaanse president Donald Trump nuwe tariewe aangekondig en dit Amerika se bevrydigingdag genoem. Die minimumtariefverhoging is 10% regdeur, maar Suid-Afrika is besonder hard getref met 'n 30% tariefverhoging volgens Trump en 31% volgens die Withuis. Die berekening agter hierdie wederkerige tariewe lyk aanvanklik baie ingewikkeld, vol wiskundige formules en ekonomiese terme. Maar die eenvoudige manier om dit te verstaan is dat die Trump-administrasie gekyk het na hoeveel invoere die FSA van Suid-Afrika ontvang, hoeveel uitvoere die FSA na Suid-Afrika stuur, die verskil tussen die twee en dan het hulle dit gedeel deur die totale uitvoere na Suid-Afrika en daarna dit weer gedeel deur 2 om by die tariefkoersverhoging uit te kom. Die idee is dat hierdie tariewe die handelsbalans gelyk maak tussen Suid-Afrika en die FSA, hoewel daar heelwat ander faktore ook 'n rol speel. Trump is bekend daarvoor dat hy 'n granaat in die kamer gooi en dan ingaan om te onderhandel. Hy gebruik tariewe as 'n onderhandelingswapen wat hom 'n taktiek gee om druk op die ander te sit. Dit is sy kenmerkende benadering om gas te skep en dan in te gryp om 'n deal te maak. Sekere produkte is egter vrygestel van hierdie tariewe. Die wat veral relevant is in Suid-Afrika, sluit in goud en ander kritieke minerale wat nie in die FSA beskikbaar is nie, soos skaars adermateriale wat gebruik word in batterye en slimfone. Soos jy kan verwag, het markte vinnig op die nuus gereageer. Gister het die JSE Top 40 so 3% geval en die S&P 500 so 5% geval. Ons kliënte moet egter bewus wees dat Trump hierdie keer nie die S&P 500 as sy primêre maatstaf gebruik nie. Hy fokus nou op die FSA se 10-jaar tesourie rentekoers. Hy probeer dit so laag as moontlik kry en sy aankondiging was gedeeltelik suksesvol met die 10-jaar rentekoers wat gister onder 4% geval het. Die 10-jaar rentekoers is baie belangrik want in die FSA is meeste skuld soos huislenings en koöperatiewe lenings daaraan gekoppel, net soos die prima koers in Suid-Afrika. As ons kyk na plaaslike nuus, alhoewel dit dalk 'n lekkerde onderwerp is om rondom die braai te bespreek, het die huidige stand van die Government of National Union 'n minimale effek op finansiële markte. Ek moet ook sê besighede is per definisie entrepreneurs, en hoewel die impak op verdienste moontlik matig gaan wees, glo ons die grootste druk op waardasie sal wees, wat eintlik buitelandse aandele moontlik meer aantreklik kan maak in die nabye toekoms. In Suid-Afrika gaan die boeregemeenskap die tariewe die meeste voel, want Amerika se pryse het 'n groot invloed op die plaaslike mark. Nou ons spesialiseer daarin om boere te help diversifiseer, hulle besighede te beskerm en hulle nalatenskap te beveilig. Ons emmerbenadering verseker dat jou beleggings markskommelinge soos hierdie kan deurstaan. Ons maak seker jy hoef nie jou skaap in die winter te slag nie. As jy hierdie video geniet het, nooi ons jou graag uit na ons Frankfurt kantoor openingsfunksie op 10 April by die Frankfurt Golfklub. Ek sal optree as 'n spreker saam met fantastiese gassprekers en dit sal 'n wonderlike geleentheid wees om die marktoestande met julle te bespreek. By PSG hou ons hierdie situasie fyn dop en ons sal ons kliënte deurgaans lei en ondersteun. As jy enige vrae het of finansiële raad nodig het, kontak ons gerus.